Die spook van Kareltjie de Pre, geskryf deur Eugene Pinaar. Kareltjie de Pre. Julle krap nou ou wonde oop. Almal wil altyd weet van Kareltjie de Pre. Die stories loop nog al die jare. Daar is mense wat sweer dat hy nog steeds daar in die toring van die kasteel spook. Hulle sê jy kan hom snags van buite deur die venster van die toring sien. Hy staan glo net daar en tuur by die venster uit. Sommiges wat al in die kasteel oornag het, sê weer hulle het hom al hoor huil in die nagte daar in die toring. Daar is soveel stories en stertjies wat deur die jare aangelas is. Stories van 'n jong seun wat wreedaardig daar in die toring vermoor is. Stories dat hy daar toegesluit was en van honger en dors omgekom het. Stories dat hy kranksinnig was en homself daar opgehang het. Maar meeste van die stories is nie waar nie. Of sy spook vandag nog daar vertoef, sal ek nie weet nie. Maar laat ek vir julle vertel van Kareltjie de Pre. Ek weet, want ek was daar, die nag toe hy... Ek was daar. Ek het in die kasteel groot geword. My pa het die kasteel op ons plaas laat bou kort na die Anglo-Boereoorlog. 'n massiewe plek met 3 verdiepings, 27 kamers en natuurlik die toring. 'n klein vertrekkie, skaars 2 meter in deursnee, met 'n venster aan die voorkant, maar 'n vertrek met geen doel hoegenaamd nie. Wat my pa besiel het om so 'n massiewe plek te bou, sal net hy weet. 6 slaapkamers, 'n massiewe eetkamer, 'n onthaalkamer, 'n biblioteek, 'n rookkamer, noem maar op. Ons was maar 'n gesin van 4. Miskien het hy net te veel geld gehad. Miskien wou hy spog. Wie sal weet? Maar ek dwaal af. Julle wou weet van Kareltjie de Pre. Kareltjie was, hoe sal ek nou sê? Kareltjie was anders. Vandag sal daar seker 'n naam daarvoor wees. Een of ander syndroom, dalk autisme of iets. Maar daardie jare het mense nie geweet van goed se syndrome en autisme nie. Ons het net geweet, hy was anders. Spesiaal. Tant Kobie het altyd gesê hy is haar hemelkind. Nie bedoel vir hierdie wêreld nie. Maar vir ons was daar niks hemels aan Kareltjie nie. Hy was net anders. Ongeskik het ons gedink. Hy kon jou nie in die oë kyk nie. Hy het altyd net so voor hom uitgestaar. En hy het 'n manier gehad om jou te ignoreer asof jy nie eens bestaan nie. Die meeste van die tyd was dit asof hy in sy eie klein wêreldjie geleef het. Dit was 'n koue winternag in 1924. Ons was daardie aand 5 kinders bymekaar. Ek en my boetie Hannes, my neef Nelis en sy suster Anna, en Kareltjie. Hy was nie bloedfamilie nie, maar hy was altyd daar tussen ons. Hy was maar 11 jaar oud. Ek was 12. Die groot mense het een of ander byeenkoms in die dorp bygewoon en ons kinders moes tuis bly en mekaar vermaak. Die 4 van ons het in 'n kring op die vloer gesit met 'n paar kersse tussen ons en mekaar bang gepraat met spookstories. Kareltjie het soos gewoonlik eenkant, kop onderste bo gesit en met sy hande gespeel. Ag nee man, Nelis. My pa sê daai is 'n ou vrou storie. Ek sweer, Hannes, dis die heilige waarheid.
Baie mense het hom al gesien. Die afkopman op sy perd met bloed wat by sy nek uitspuit. Dit klink vir my al te veel na spek skiet. Waar kom jy aan die storie? Ag, dis sommer nonsies, Gertjie. Ek ken my boetie. Hy wil julle net bang praat. Se voet. Wat weet jy miskien, Anna? Daar bestaan nie sulke goed so spooke nie. Natuurlik bestaan hulle. Hier in hierdie einste huis is daar ook spooke wat rondloop. Wat se spooke nogal, Gertjie? Daar, bo in die toring. Dit spook daar. Vra maar vir Hannes. Niemand gaan in die nag na die toring toe nie. Het jy hulle al self gesien? Nog nie met my eie oë gesien nie. Maar mens kan hulle hoor kerm in die nagte. Ek het hulle nog nie gehoor nie. Dis oor jy so vas slaap. Ek sê jou, hulle is daar. She's like. Is julle nie bang om in so 'n groot huis te bly nie? Nee wat, hier is niks om voor bang te wees nie. Behalwe spooke. Die mense sê ook almal dit spook hier. Hulle sê die plek is 'n spookhuis. Het julle geweet? Nelis, jy het gehoor pa sê, dis sommer bogstories. Hy sê die mense is net jaloers. Ja, maar Gertjie hulle sal weet. Hulle bly hier. En as Gertjie sê daar is spooke, dan is dit so. My pa sê dis nie regtig nie. Hy sê Gertjie hoor dit net as hy slaap. Dis sy drome wat hom sulke goed laat hoor. Ag, wat weet hy, hè? Ek sê jou, ek lieg nie. Wag tot jy ouer is, soos ek. Dan sal jy hulle ook hoor. Dink jy ons sal hulle vannag hoor, Gertjie? Nee, hulle spookies later. As middernag verby is. Hoe klink dit? Wat maak hulle? Hulle maak net geluide. Jy weet mos, so spooke. Boe en so aan. Hoor jy hulle elke nag? Nee, net partynagte. Maar hulle is altyd daar. Nou, waar kom hulle vandaan? Pa sê spooke is dooie mense wat nie wil rus nie. Hoe meen jy? Hulle wil nie rus nie. Hulle rus dan in die dag. Waar kom jy daaraan? Het jy miskien al van spooke gehoor wat in die dag spook? Hulle kom net in die nagte uit, want hulle slaap in die dag. Ek het dit nie geweet nie. Wat Anna sê is waar. Die sonlig maak hulle seer. Daarom slaap hulle in die dag. Heng. Ek dink nie ek wil hier wees as hulle begin spook. Ag, hulle sal jou niks maak nie. Jy moet hulle net nie terg nie. Dis 'n lieg. Askies. Kareltjie, het jy gepraat? Ek glo jou nie. Oor die spooke. Sê jy miskien ek lieg, Kareltjie? Ek sê jou, ek glo jou nie. Ek lieg nie. Wil jy weet? Ek vra of jy wil weet. Nee, nou is hy alweer doodstil. Los hom uit julle. Hy het maar net gesê hy glo nie die stories nie. Ja, maar as hy so sê, dan bedoel hy mos eintlik dat ek lieg. Ag man Gertjie, jy weet mos hoe is Kareltjie. Los hom maar liewer. Dis goed. Ek sal hom los. Maar hy moenie sê ek skiet spek nie. Ek weet wat ek weet. Ek wil nie meer hoor van spooke nie. Los dit nou. Ag, jy is net bang. Ek is nie bang nie. Anna is 'n bangbroek. Anna is 'n bangbroek. Is nie. Los my uit. Gertjie, los nou liewer die spookstories. Dis nie stories nie. Ek sê jou, dis die waarheid. Ek gaan my pa vra. Dan kom slaap ek eendag by jou. Ek wil die spooke hoor. Jy kan kom. Maar jy moet onthou. Hulle kom nie elke nag nie, net partykeer. Jy is nie dalk besig om spek te skiet nie, Gertjie. Sê jy ook nou vir my dat ek lieg? Hou op. Ek sê vir julle dit spook daar in die toring en klaar. Wie wil nog met my stry? Dis nie waar nie. Alweer jy. Wat is jou storie, hè? Daar is nie sulke goed soos spooke nie. Ag, hou jou mond. Wat weet jy miskien?
Ek sal weet. Ekskuus. Ek sê, ek sal weet. Wat weet ek jou? Kyk na my as ek met jou praat. Wet om 'n pond, Gertjie. 'n Hele pond. Waar kry ek 'n pond? Los dit julle. Net nou vertel hy weer vir sy ma ons tergom. Dan is die gord gaar. Ek weet. Ek weet wat jy moet doen. Kareltjie, sal jy nou alleen daar na die toring toe gaan? Toe. Jy sê mos jy is nie bang nie. Wys vir ons. Ja, dit wil ek sien. Kareltjie, jy hoef nie te gaan nie. Hulle is net gemeen. Se voet. As hy sê ek lieg, dan moet hy wys ek lieg. Ek sal gaan. Dit sim. Nou toe. Waarvoor wag jy? Maar hoe sal ons weet hy was regtig daar? Laat hy 'n blikkie kos saambring, Gertjie. Ja, dis 'n plan. Wat se kos? Daar is 'n doodskus in die toring. My ma bera haar blikkies kos in die kus om dit weg te steek. Want sy dink ons is te bang om dit daar te gaan uithaal. 'n Doodskus. 'n Regte doodskus. Ja, my pa het dit by iemand gekoop. Hy sê hy het dit vir 'n goeie prys gekry. Nou wat wil hy met 'n doodskus maak? Ek weet nie, Nelis. Hy sê mens weet nooit wanneer mens so iets nodig het nie. En doodskuste is baie duur. Ek wonder wie sal 'n doodskus wil verkoop. Dis 'n tweedehandse kus. Hoe kan dit 'n tweedehandse kus wees? Waar is die lijk? Wie se kus dit was dan? Haai, weet jy, dis waar. Ek het nie so daaraan gedink nie. Ek weet nie, maar my pa het definitief gesê dis 'n second-hand kus. Dalk is dit die spook se kus. Miskien soek hy sy kus terug. Daarom spook hy daar. O, nou glo jy skielik daar is 'n spook. Jy wou net met my gestry het. Is ek het gestry oor die afkopman, nie oor Gertjie se spook nie. Dit lieg jy, Anna. Jy het gesê daar is nie sulke goed so spooke nie. Is nie, is nie. Stop dit julle twee. Wat maak dit saak wie het wat gesê? Ja, okay. Ek dink dit gaan weer vannag lekker spook. Hoor net hoe huil die winter buite. Wat nou van die blikkie kos? Het jy vergeet? O ja. Kareltjie, sal jy vir my 'n blikkie kos daar uit die kus gaan haal en hier na toe bring? Ek het so gedink. Jy is te bang. Moet nou nie weer vir my sê ek lieg nie. Jy moet my eendag die kus gaan wys, Gertjie. Maar in die dag, as die son skyn. Ek sal gaan. Wat? Wat sê jy? Ek het gesê ek sal gaan. Nou, maar vat een van die kersse, dan wys jy vir my. Ek soek een blikkie kos. Anders glo ek jou nie. Gertjie, dink jy nie jy moet dit liewer los nie? Mens weet nooit. Se voet. Hy is die een wat sê ek lieg, so hy moet dit vir my wys. Buitendien, as hy te bang is, kan hy net so sê. Hy hoef nie te gaan nie. Ek dink julle is gemeen. Nou toe, Kareltjie. Wat sê jy nou? Wil jy nog gaan? Ek sê mos so. Hier, vat hierdie kers. Sies vir julle. Kareltjie is baie dapper. Ja, ek moet sê, ek het nie gedink hy sou regtig gaan nie. Gertjie, sal hy okay wees, dink jy? Ja, wat? Daar is niks om voor bang te wees nie. Hy sal nou terug wees. Julle sal sien. En wat as die spook hom seermaak? Man, laat ek vir julle 'n geheim vertel. Ek het eintlik net geterg. Daar is nie regtig spooke in die toring nie.
Dis hoekom ek hulle nog nooit gehoor het nie. Jou blikskorrel. Ek het gedink jy praat die waarheid. Ek is sommer lus en tackle jou. Nou toe, waarvoor wag jy? Jy het dit begin. Jou liegstorie oor die afkop man op sy perd. Dis nie 'n liegstorie nie. Dink jy ek is dom, Nelis? Natuurlik het jy ook gelieg. Ek het mos so gesê. Ag toe, ou snip. Hoekom bly jy nie maar liewer stil nie? Gertjie, wat gaan jy maak as Kareltjie terugkom met 'n blikkie kos? Ek het mos gesê, dan sal ek glo dat hy nie bang is nie. Wel, hy is baie braaf om alleen na die toring toe te gaan. Julle, hoekom dink julle is hy so snaaks? Mens kan nie met hom praat nie. Hy is net ongeskik, man. Ek is jammer vir hom. My ma sê hy het 'n siekte in sy kop. Sy sê mense moenie met hom lelik wees nie, want hy bedoel nie om so te wees nie. Nou maar wat bedoel hy dan? Hy hou hom net upstairs. My ma het ook gesê ons moenie met hom lelik wees nie. Nou maar, ons is mos nie met hom lelik nie. Wat het ons met hom gedoen wat lelik is? Moes hy nie al teruggekom het nie? Hy bly lank weg. Nee, onthou daar is baie trappe. En miskien loop hy stadig. Ek kan nie help nie, maar ek worry bietjie oor hom. Man, hy sal nou kom. Julle sal sien. En wat as hy nie kom nie? Wel, ek gaan hom nie gaan soek nie. Dit sê ek julle nou. Gertjie, jy weet hoop hy kom terug. Wat gaan jy vir jou paal sê as hulle by die huis kom? Jou gatvelle gaan vaai. Dis seker. Helaas, Kareltjie het nie weer teruggekeer nie. Ons het almal doodverskrik daar gesit en wag. Na mate die tyd verloop het, het ons besef dat iets moes fout wees. Maar ons was almal te bang om te gaan kyk wat van hom geword het. Toe die groot mense later tuis kom, het my pa en oom Joggie saam die trappe opgeklim na die toring om te gaan kyk wat van Kareltjie geword het. Hulle het lank weggebly. Toe hulle terugkom, het my pa vir Kareltjie in sy arms gedra. Tant Kobie was hysteries. Ons het almal eers nie mooi besef wat aangaan nie. Maar Kareltjie sou nooit weer praat nie. Ons het hom in daardie einste doodskus in die familiebegrafplaas begrawe, al was hy nie bloedfamilie nie. My pa het later vir ons die storie vertel. Kareltjie het die deksel vir die doodskus opgetel en 'n blikkie uitgehaal. Maar toe hy omdraai om terug te keer na die woonkamer, het iets hom aan die jas beet gekry en hom teruggeruk. Van die skrik het sy hart eenvoudig gaan staan. Hy moes vreeslik bang gewees het. My pa het hom daar op die vloer gekry met die blikkie kos in sy hand en sy jas steeds onder die deksel van die kus vasgeklem. Dis ironies. Die spook waarvoor hy bang was, het nie bestaan nie. Maar sy vrees vir iets wat nie bestaan nie, was die oorsaak dat hy self daardie spook geword het. In die jare daarna het ek hom dikwels in die nagte hoor huil daar in die toring. 'n Aanhoudende, deurdringende gekerm, wat 'n mens laat voel of jy wil mal word daarvan. Ek kon nooit vasstel of dit Kareltjie se spook was wat nie tot rus kon kom, of my eie gewete wat aan my vreet nie. U het geluister na Die Spook van Kareltjie de Pre, geskryf deur Eugene Pienaar. Die volgende stemkunstenaars was te hoor in hierdie drama. Eugene Rautenbach was die verteller,
Gertjie is gespeel deur Nico Ferreira, Nelis deur Zivan Stols. Hannes was vertolk deur Gideon Jansen van Vuren en Anna deur Lizzy Stols. Kobus Mini het die rol van Kareltjie vertolk. Hierdie was 'n produksie van In Ink Luisterstories. Die tegniese versorging is behartig deur Eugene Pinaar.